Die voorreg is altyd so lieflik as die Gees van die Almagtige God 'n woord op my hart lê. En dan is ek so excited. Ek is so opgewonde om hierdie woord met jou te deel. Ek praat met elke man en vrou vanoggend. En die opskrif van my boodskap is die regte man of vrou vir jou. Weet jy, dit help nie ons beklei met brullende leeu's daar buite nie. Ons duins weg van ongeregtigheid en sonde. Ons probeer ons allerbeste om die regheid nou paadjie te stap. Maar weet jy wat? Binne in ons huis, naby aan ons, woon is een wat deur die Satan beheer word. Daarom wil ek vanoggend vir jou sê, maak seker, en ek praat seker met die ongetroudes vanoggend, die wat nog verlief is, die wat nog verloof is. Maak seker oor die een wat jy trou. Het sy dit nou jou man, het sy dit nou die man wat seker maak oor die vrou, of die vrou wat seker maak oor die man? Kom ons kyk, wat sê die woord? Die man moet die voortou neem, direk onder God as die hoof van die huis. Die vrou moet hierdie man respekteer. Die man moet net hierdie vrou lief hê en nie ander vroue ook nie. Die vrou moet die man ondersteun in sy weë. Die vrou is volgens Spreuke 31, gaan lees dit gerig deur, maar 'n vrou wat haar man bystaan, deur dik en dun, deur alles, hom hulp gee, dit is 'n goeie vrou. 'n man wat in welwillendheid met sy vrou saamleef, is 'n goeie man. Maar ons almal weet, 'n goeie man of vrou word nie net alleenlik bepaal deur dit nie. 'n sterk man en vrou word bepaal deur waar hulle wil gevestig is. En dit is om jou wil in die Here te plaas. Om toe te laat dat die woord jou skool. Om toe te laat dat die Heilige Gees 'n regmatige plek in jou tempel kan opneem. Kyk na Samson. Hy was 'n man wat deur God gelei word. Hy's 'n man wat deur God krag gegee is. Maar hy was verblind om deur 'n vrou verlei te word en om sy hart te sny. En sy krag verloor en op die ou einde verdoem te word. Vrou, maak seker dat dit wat jou man sê, dit is wat hy doen. Voor julle in die huwelik, dit bevestig voor die aangesig van God. En dan wil ek natuurlik sê, albei van julle kan 'n pragtige huwelik hê as julle God daarin nooi, as julle God aanstel as die hoof van julle huwelik. Ek is pastoor Gary, ek laat hierdie woord by u vanoggend. Mag die Here julle huwelik seën, julle verhouding, tot die dag wat julle dit bevestig voor die aangesig van God, in Jesus naam. Amen.